Baie welkom en baie dankie vir almal wat vandag moeite gedoen het om vandag saam met die familie hier te wees. Vir julle wat baie ver gery het. Ons is so dankbaar teenoor die Here dat elkeen veilig hier aangekom het en ons gebed is regtig dat die Here ook elkeen van ons mense weer veilig sal terugvat na hulle woonplek en waar hulle kom. André sê nou vir my, hulle twee seuns is letterlik die een aan die suidpunt en die een aan die noorde van die land. Sê dis hoekom dit so veilig hier by ons is. Hulle hou die voorhoede en die agterhoede nou ja. Baie ver gery. Ons is dankbaar dat julle almal hier veilig aangekom het. Namens myself, ons huisgesin, ons kerkraad, ons gemeente, wil ons vir julle as familie regtig sê dat ja, ons kan nie sê ons voel wat julle voel nie, maar ek kyk en toe julle nou so inkom, toe besef ek, julle almal was in hierdie kerk vir baie lank. André het altyd daar agter gesit. Hoekom het julle agter gesit? Julle het nie babies gehad nie. Wat is fout? Maar in elk geval, ek kan vir julle gaan wys waar was hulle plek gewees. Jare hier gewees. Mornyle so 2 jaar terug het hulle verhuis Kaap toe. Ek weet nie hoe lank is julle al hier nie, Petro. Voel vir my, julle was amper voor my, maar julle was baie lank hier so. Maar vir jare, so dit is ons mense, en ons het 'n baie lang pad met hulle gestap. So ja, ek weet, ons kan nie voel wat julle voel nie, maar ek wil vir julle sê, dat die pad wat ons gekom het saam met julle, is julle soos een van ons familie, dis een van my eie huismense. So ja, ek weet nie hoe om dit te sê, net voel vir my elke dag as ek opstaan, dat môre gaan ek wakker word en dan gaan ek besef, nee, ek moet net besef, dit was nie so nie. Dis vir my nog baie onwerklik. Ons sal later so 'n bietjie daaroor sê, maar alhoewel ons nie kan voel wat julle voel in die intensiteit nie, kan ek met eerlikheid sê, ons innige meegevoel, want julle was familie vir soveel jare en julle is nog steeds, en hy het so lank pad saam met ons gestap. En Peter, jy het dit al 'n paar keer gesê vandag, en ander dag ook toe ek met jou praat, dat hierdie is jou huis en jou familie, jy weet, jy kan enige tyd, dag of nag, vir ons bel, met ons praat, maar ons innige meegevoel, en ons bid dat die Here werklik vir julle ook, Ander het net genoem, ja, ons lag en dan huil ons, en dan praat ons, en ons huil, en ons, maar dis goed, dat ons deur die verlies werk, en vir elkeen van julle wat hier is, op een of ander manier was julle aan hierdie familie verbind, dis hoekom jy hier is. Baie dankie. Ons eer die Here vir elkeen se bydrae. En ek dink as almal vandag hier moes wees in wie se lewens hulle impak gemaak het, was hierdie versekerde klein plekkie om almal te akkommodeer. Maar ten minste, die van julle vir wie dit moontlik was en is, wil ons sê baie dankie dat julle hierdie dag met die familie deel. Kom ons gaan net so sit en bid ons saam. Vader, dankie. Dawid het Kronieke 16 gekom, dan sê hy, wie is ek, Here? En wie is my nageslag, dat U vir ons so goed is? En asof dit nie vir U goed genoeg was nie, het U ook vir my nageslag tot in die verre toekoms beloftes gemaak. Here, al hierdie dinge wat ons nie verstaan nie, wat ons so onkant gevang het, weet ons, daar's 'n God in die hemel, wat vir ons voorsiening gemaak het en vir ons nageslag na ons. En al wat ons vanmôre weet is dat die dood is oorwin. Die dood is verseker nie vernietig, maar die dood is oorwin. En die dood het geen mag of autoriteit oor ons lewe nie. Want Paulus sê, of ek lewe en of ek sterwe, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek weet, Here, dat die vyand nie ons kan kom steel by U of by U teenwoordigheid of uit 'n ewigheid saam met U nie. En dit wat hier gebeur het, is vir ons 'n geweldige skok en tragedie. Maar dankie o God dat ons vrede het. Paulus sê ons treur ook, maar nie soos hierdie wêreld nie. Ons treur die verlies van iemand wat nie meer hier is nie. Maar ons huil nie, Here, soos hulle wat nie hoop het nie. Ons weet, saam met U woord kan ons sê, ek weet my verlosser lewe, ek weet my God is koning, ek weet daar's 'n lewe na hierdie lewe op aarde, ek weet daar's 'n ewigheid by God, en dan vra U, wie kan ons skei van God?
Wie en wat kan ons skei? Daar's niks in hierdie skepping wat ons van U kan skei nie. Alhoewel die dood hom weggeneem het van sy familie, kan die dood hom nie van God af wegneem. Dis ons hoop. Daarom treur ons anders, al treur ons ook. En mag hierdie familie dit beleef, en ek sien dit in Tannie Petrus se lewe, ek sien dit wat sy doen, Here. Ek sien die manier hoe sy treur, die manier hoe sy dit hanteer, en nog altyd hanteer het. Die blydskap in U die Here sal ons beskerming wees. Dat ons in alles en ten spyte van alles nog steeds ons blydskap in die Here kan hê. Dat ons in alles kan dankbaar wees, ons hoef nie vir alles dankbaar te wees. Here, hierdie dag, hierdie geleentheid, terwyl ons afskeid neem en rou, is dit 'n geleentheid, en ek weet, Here, dis die atmosfeer van dit wat ons ervaar, 'n geleentheid om te celebrate iemand wat einduit volgehou het, die geloof behou het, die wenstreep behaal het, en saam met hom kan ons as familie en vriende ook juig en jubel in U die Here ten spyte van ons verlies. En mag dit so wees ook vir die tyd wat voorlê. Kom deur U Gees en kom doen dit wat net U as God alleen kan, met die salf en die balsem, noem U woord dit, wat uit Gilead gekom het, 'n plek waar hulle salf gemaak het, wat vir baie heling en herstel gebring het, en so sê U, is U Heilige Gees vir ons, 'n balsem, 'n geneesmiddel, 'n helper, die comforter, die trooster, wat ons in hierdie tyd sal bedien, en ons eer U daarvoor. In Jesus se kosbare naam bid ons dit. Amen. Pietro, hoe oud is jy nou? Ek weet mens vra dit vir 'n vrou nie, maar jy's nie 'n vrou nie. Jy is my ma. Niemand sê nou gou vir my hoe oud is sy? 70. Terwyl ek nou bid en ek sê Tannie Peter, besef ek en sy is omtrent ewe oud, en sê ek vir haar, Tannie. Ja, ons voel mos nie so nie, nee. So jy's nie Tannie Peter nie, jy's net Petro. Ja, sê. Ons dank die Here vir sy groot genade en sy liefde. Nou, ek gaan vra dat ons saam gaan opstaan en ons gaan hierdie lied sing, Die Here is my herder. En ek sê altyd, julle kan so lank opstaan by geleenthede soos hierdie, sê ek, daar's 'n verskil om te sê, die Here is die herder. Of om te kan sê, die Here is my herder. Ek ken sy stem. Dis die rede hoekom ek kan sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hy's my herder. Hy's nie net 'n goeie herder, hy's my herder. Kom ons sing dit en ons eer die Here ook deur die woorde van hierdie lied. Sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na water. Waar is lei hy my hier. Hy verkoop my siel. Hy lei my die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U stap, o Heer, vertroos my. U berei die dag
tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag, en ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag. Die Here is my Heer. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na water, waar rus is, lei hy my hier. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onvrees nie, want U is met my. U stok en U staaf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag, ja, ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag. Net goedheid en guns. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag, ek sal in die huis van die Here bly, en lente van daag. Amen, amen, baie dankie. Baie dankie, ons kan ons sitplekke neem. En nou die familie het gevra dat ek ietsie sê oor Psalm 91 en ek het gedink dis dalk 'n goeie ding as ek net iets sê oor vers 1 en 2, anders gaan julle môremiddag nog hier sit. Psalm 91 wil ek net vir julle lees en dan wil ek ietsie daaroor met julle deel. Hy sê, hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek
vertrou. Ek is nie seker hoe lank terug dit is nie, plus minus 8, 9 jaar terug, miskien bietjie langer. Kuier ek by my pa, so 3 maande voor sy dood. En ek en hy sit in die woonkamer en gesels, en op daai stadium was hy dink ek 78. En ek vra vir hom, pa, nou wanneer gaan jy eendag aftree? Want hy was op daai stadium baie aktief nog in die kerk. Hy was by die kerkraad, die pastoor Theotron, maar daar was nie jong Theotron nie, die ouer ene, die pa sê vir my, weet jy wat, ek kan nie eintlik sonder jou pa op die kerkraad nie so, want ek vra toe vir hom, hoekom is my pa nog op die kerkraad, 78, hy moes al lankal afgewees. Sê nee, hy het sy wysheid nodig en whatever. En daai dag praat ek met hom en ek sê van pa, nou wanneer gaan jy klaar maak? Ek bedoel, maak plek vir die jong mense en want hy het ook 'n gebedsgroep op 'n Dinsdag aand gehad. En hy sê vir my, hulle het my altyd genoem Harry. Nie Harry die strandloper nie. Harry. Hy sê Harry moenie worry nie. Hy sê pa gaan net eendag nog daar wees terwyl ek vir die Here werk en die volgende dag sal ek net nie meer daar wees. En 3 maande na dit toe hy het so 'n bietjie begin swaar loop met sy knie en toe sê die dokter vir hom, Colin, jy weet dat jy nou gesonder is as wat jy ooit was. Op daai stadium so 3-4 jaar terug het hy letterlik fisies gesterwe toe hulle alle masjiene en alles op hom afgesit het, hom uitgestoot het in 'n saal, al die familie laat kom het om hom te groet. En van julle het al die getuienis gehoor. En daai dag het die Here hom regtig opgerig en so mate dat hy 3-4 jaar later, ek is nou nie seker oor die tyd nie, het hulle vir hom gesê, Colin, jy is meer gesond as wat jy ooit was en ons gaan hierdie operasie doen, jou hart is sterk, alles is reg, kom ons doen dit. En hy's in die oggend 9 uur in vir die operasie, hy het uitgekom en die aand 9 uur sê my maat sê vir hom gaan groet en toe nog by hom gekuier, toe sê hy, ek dink jy moet nou eers huis toe gaan, ek wil 'n bietjie slaap. 9 uur. En 11:15 is hy weg. En dit was vir my nogal 'n bietjie 'n stryd gewees. 'n Stryd in die sin nie met die feit dat hy dood is nie, maar met my geloof en hoe dinge werk en ek het vir hom 'n paar jaar voor dit letterlik gebid en die Here het hom uit die dood uit teruggebring vir ons. En hy lewe en op sy gesondste. Hy maak keer niks nie. Sterf hy. En die Here vat my terug na sy woord. En dit was vir my troos en ek het toe hy sterf, toe vra die familie, hy het in sy testament geskryf, ek moet hom begrawe. Kan jy dit glo? Hoe redeneer jy met 'n dooie man? Ek kan nie vir hom sê ek gaan dit nie doen nie. Sy testament het gesê ek moet dit doen. Nie ek mag dit doen nie, ek moet dit doen. So dit was vir my moeilik, maar dit was ook vir my maklik, omdat ek sy lewe geken het, want ek het altyd gesê, nog nooit in my leeftyd het ek weer iemand gesien wat so radikaal tot bekering gekom het, in een dag het sy hele lewe vir ewig verander. Nog nooit weer daarna so drastiese bekering gesien. So ek het geweet die pad wat hy geloop het. En die Here herinner my aan sy woord wat hy gesê het, ek moet nie oor hom worry nie, hy gaan net eendag daar wees en die volgende dag is hy nie meer daar nie. Dit was sy begeerte en dis presies hoe hy gesterf het. En hoekom ek jou die verhaaltjie vertel, Petrus sal dit onthou, verlede donderdag, dis gister, 'n week terug, het sy laat weet, hulle sal nie vanaand by groei saam wees nie, want Ompain moet ingaan vir toetse, ek dink is die bloedtelling, of die wit bloedtelling, of iets wat laag was, ek het nou nie die detail nie, maar hulle sal nie vanaand hier kan wees nie. 'n week voor dit, die donderdag voor dit, het ek en sy gesels, en ek het vir haar iets gesê in die lyn van, Ompain lyk vir my, beter as wat hy nog ooit gelyk het. Hy lyk so goed, gaan so goed. Maar net ek geweet, 2 weke later, gaan ek hom begrawe. Niemand sou dit kon dink nie, niemand sou dit kan weet nie. En ek dink op 'n stadium herinner die Gees van die Here my net oor selfs dit wat daar gebeur het. Jy sien, as Psalm 91 sê, hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Ek vertrou God met my lewe. Ek vertrou dat dit wat God sê oor die lewe, is die waarheid. En daar is soveel plekke, jy sien, toe ek begin lees het,
En ek wil nie sê navorsing nie, is glad nie die regte woord nie. Net uit my eie nuuskierigheid oor soveel van hierdie goed wat gebeur in die Bybelse tyd, het dit my gehelp om begrip te kry vir die feit dat hy in Jesaja sê, Jesaja 55:9, hy sê, so ver soos die hemel van die aarde is. Wie weet hoe ver is die hemel van die aarde? Wat ook al die hemel is. Maar dit klink vir my baie ver. Hy sê, so hoog is my gedagtes bo julle gedagtes en my planne bo julle planne. Want elke keer as sulke goed gebeur dan, ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n geneigtheid om met God te begin, nie argumenteer nie, te praat en te redeneer, en hy laat my toe om dit te doen. Hy laat inteendeel elkeen van ons om te doen. Want hy sê ons hoef nie om te bevraagteken nie, maar ons kan vir hom vra. Want as ek nie vir hom dit kan vra nie, vir wie moet ek dit vra? So ek het in hierdie afgelope tye, van my pa se dood af al, en daarna en voor dit, baie keer vrae gevra, en elke keer het ek nie die antwoorde gekry nie, ek het vrede gekry, en ek weet net, daar's 'n God wat sê, by my is jy veilig. My kan jy vertrou met jou lewe. En ek besef die ding wat vir my en jou dalk as mens dit so moeilik maak as dit kom by die goed is dat die lewe, ek sê dit omtrent by elke begrafnis. Wie van julle het agtergekom, die lewe is nie regverdig. Die lewe is nie baie logies nie. Die lewe maak baie keer nie sin nie. Ek sit hierdie week weer eens met iemand, toe ons gepraat het oor totaal iets anderste, oor ons moeilikheid en ons swaar kry, en baie keer sal, ja, ek verskoon nie, dat ek nou lag daaroor, maar dis vir my so ironies nie, dat mense agteraf sal sê, daar moet iets fout wees met Johan se lewe. Alles kan nie so verkeerd loop in sy lewe nie. Wat het hy gedoen? Ek wonder wat het hy gedoen? Nou ek wil vir julle sê, daar's nie een man wat julle in die Bybel van sal lees, wie se lewe meer hardship, wat is dit in Afrikaans? Swaar kry, en moeilikheid gehad het, as Paulus nie. En die woord van God sê, die rede hoekom dit so was omdat hy die wil van God gedoen het. Filippense 2 sê, hy het ons nie net geroep om hom te dien nie, hy het ons ook geroep om vir hom te lei. Leiding is deel van dit. Filippense 3 sê, vers 10, hy sê, al wat ek wens is om hom te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. En dan sê, omdat ek deel het aan sy lyding, sal ek ook deel hê aan sy opstanding. En ek weet nie van julle nie, maar ek hou nie altyd van daai deel van die evangelie. Jakobus kom en dan sê iets anders, dan praat hy oor ons swaar kry, en dan sê hy, ag, dit louter vreugde, as julle in alle moeilikheid kom. Wie van julle doen dit? Wie van julle staan voor die spieël en glory, halleluja, hier's moeilikheid. Dis nie wat hy sê nie, wat hy probeer sê is, hy sê, want ons weet dat swaar kry, kweek, volharding, en wie volhard tot die einde toe sal gered word. Hy sê letterlik wat Petrus, verskoon tog, arme Petrus, wat Josef vir sy broer gesê het, of vir sy broers, na soveel jare, nadat hy herstel is, sê hy vir hulle, you meant it for evil, but God meant it for good. Die vyand gebruik goed om my moedeloos te maak, om my geloof te kom steel, om my negatief te maak, maar God gebruik presies dieselfde goeders, om my geloof te bou, om my getuienis te maak. Ek vertrou God met die goed en die sleg in my lewe. Ek hoop hier's een persoon wat dit saam met my vandag kan sê. Ek vertrou God met die goed en die sleg in my lewe. Want ek behoort aan die Here. Ek skuil by hom. Paulus het meer moeilikheid gekry as enigeen van ons almal saam, omdat hy by God geskuil het en gesê het, ek weet, moet my nie sag maak met julle trane nie. Handelinge 19, hy sê, want ek weet, ek gaan gevange word, ek weet, ek gaan die dood in die oë staan, maar ek is bereid om selfs dood te gaan, solank ek net kan doen wat God wil ek moet doen. So wat probeer ek sê? Ja, al my skokke en al my onsekerheid oor die goed wat gebeur, ek bedoel dit as ek dit vir julle sê, my brein is nog by 2 weke terug, toe hy hier was, en so goed gelyk het. En dis asof ek net nie kan my bring by die plek van, toe ek hom daar sien op al die masjiene, en ek besef, eintlik, Adrian, ek is nog glad nie 'n dokter nie. Ek is nie eers
ja, ek is niks, behalwe net ek nie. Maar dit het nie vir my gelyk of daar enige lewe mee is nie. So ek weet nie, was hy net gesedeer nie, ek weet nie, maar die feit is net, dit was vir my net 'n prentjie wat ek nie by mekaar kon uitbring nie. En my argument is altyd, solank daar lewe en asem is, sal ek altyd bid vir herstel. Ek is nog nie by die plek om vir iets anders te bid nie, ek bid my hele lewe lank daarvan. En ek het nie 1 of 2 of 3 of 4 mense gesien, wat God letterlik uit die dood teruggebring het nie. Ek het van hierdie getuienis al vir julle vertel, so ek bid dit altyd, met 'n verwagting en 'n hoop. En weet julle wat, die feit, ek sê vir Peter, daai oggend, is hy 4 uur oorlede. 5 uur toe bid ek nog ernstig vir hom, toe is hy nie eers meer daar nie. Maar dis die hoop waarmee ons lewe. Hoekom sê ek dit vir julle? Albei herinner my daaraan, waar is my vrou? Sit sy daar agter? Maar in elk geval, sy herinner my daaraan dat, Peter, ek weet nie of jy dit sal kan onthou nie. Hy het altyd die kos aankope gedoen, vir ons gesinne, in nood. En dan vertel sy my hierdie storie, vra sy of ek dit kan onthou, dit is so lank terug. Dan vat hy, ek adverteer vir niemand nie, dan vat hy Pick n Pay, Spar, Checkers, wat is daar nog? Almal die brands, al hulle blaadjies, al die specials, dan merk hy dit. Hy vat omtrent 'n week om alles te gaan koop. Maand na maand. Hoekom? Want hy wou die kerk geld spaar. Hy het dit vir jare gedoen. Ek onthou die kere wat ek hier gekom het in die winter. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, Peter, ek hoop jy onthou, jy is mos nie so oud nie. Hulle het 'n live groep hier gehad vir die vrouens wat in die omgewing gewerk het. Vir jare. Vir jare, niemand wil sy neus by die venster uitsteek nie, maar hulle is hier. En so kan ek aangaan. Ek is nie hier om hom te prys nie, ek is hier om hom te eer en erkenning te gee as 'n man wat 'n pad gestap het met God. Hy was nie iemand, hy het nie so baie gepraat soos sy nie. Julle weet dit, nê? Sy het vir hom ook gepraat baie keer. Hy het nie baie gepraat nie, maar hy het gedoen. Daar's goed wat hy gedoen het, wat niemand van geweet het nie. Ek dink nie die goed wat ek julle nou vertel, het selfs die mense wat in die gemeente is geweet nie. Hoe sou hy dit geweet het? Maar hy het dit gedoen. En aan die einde van die dag is dit vir my hartseer, maar ek het dieselfde ervaring toe hulle vir my vra, sal ek my pa begrawe? Toe sê ek vir hom, dit sal vir my moeilik wees, maar ek glo ek sal dit kan doen. En daai dag was dit vir my 'n hoogtepunt. En ek kon dit doen, en vandag is dit nie vir my iets waaroor ek treur nie. Dit is vir my skokkend, dit was vir my iets wat nog steeds in my brein nie gesinkroniseer het nie. Maar ek kan met oorgawe vandag sê, saam met Paulus, as ek lewe, lewe ek vir hom. As ek sterwe, is ek by hom. Die dood kan my nie bang maak nie, en die dood kan my nie van God skei. Die dood kan my van my familie skei. En hulle is die mense wat gaan treur oor my. Maar die dood kan my nie van God af wegvat. En daar's 'n skrif wat baie van julle ken, of miskien het julle dit al gelees. En aanvanklik, ek weet, jy's veronderstel om vrae te vra as jy dit lees. Vra jou vrae, jy gaan nie altyd die antwoorde kry nie, maar jy sal by God vrede kry. Jy weet, een van sy disippels, Jakobus, een van die 12, Jesus is terug na sy vader na hemelvaart, en hulle begin om in die omgewing, in die stad Jerusalem en in die omgewing begin hulle om die evangelie te verkondig, en die Here sê letterlik, die gemeentes het gegroei by die duisende. Het julle al, wie het al Handelinge gelees? 3000 op een dag, en die volgende ding sê, en hulle het aangegroei tot 5000, en die volgende een sê, en hulle getalle het geweldig toegeneem. So maak die somme, jy kan self jou somme maak. Geweldige impak gehad, die eerste kerk. En dan kom 'n man, Herodes, die koning. En die Bybel sê, hy het gesê hulle met die gelowiges wat so Jesus verkondig, gaan gevange neem en in die tronk stop. En hulle doen dit toe. En dan lees ons in Handelinge 12 vers 1 en 2. Hy het ook vir Jakobus, die broer van Johannes. Nou julle, wie het vir Jakobus en Johannes geken, die twee seuns van donder?
Dis die twee seuns, die twee broers, toe hulle in Samaria kom en die Samaritane wou nie hê Jesus moet deur hulle stad gaan nie. Toe kyk hulle na Jesus en sê hulle, ek wonder hoekom was hulle so arrogant? Het hulle gedink Jesus kan dit self doen nie? Hulle sê vir Jesus, wil u hê ons moet vuur uit die hemel uit afbid dat hulle hierdie mense verteer? Kan julle dit onthou? Gaan lees dit. So, twee dinamiese broers, wat absoluut uitverkoop was aan Jesus en sy bediening, en na sy dood die wêreld gaan omkeer het vir Jesus. Johannes, sy broer wat oorgebly het die boek Johannes geskryf op die eiland van Patmos. Een van die disippels met wie Jesus seker die mees intiemste verhouding gehad het. Maar nou sien ons in Handelinge 12 dat hierdie Herodes neem hom gevange en laat hom onthoof. Klink dit vir julle reg? En ek sal nooit God bevraagteken nie, maar as iets van die goed wat die Here vir my gaan wys in die skrif, om te sê, dit was my seun. Dit was iemand met wie ek as lam van God op aarde 'n intieme pad gestap het. En 'n mens in sy wreedheid kom, hy sit hom in die tronk en onthoof hom. En die vraag wat hulle gevra het in Johannes 11 vers 37, as jy dit wil gaan lees, met Lazarus wat dood is, dan vra die omstanders so half in die oor vir mekaar, kon hierdie man wat siek is gesond gemaak het en al die wonderwerke gedoen het, nie gekeer het dat hierdie man Lazarus nie sterf nie? Hy kon dit mos keer, hoekom het hy dit nie gedoen nie? Gaan lees dit, Johannes 11 vers 37. En dit was my vraag die eerste keer, kon u nie maar net gekeer het dat Jakobus, hierdie man was so dinamies, kon u nie gekeer het dat hy net ook nie sterf nie? En toe Herodes sien dat dit val, of vind byval by die volk, sê hulle, toe vang hulle ook vir Petrus, om hom tereg te stel. Ek hoop julle onthou dit. Net daarna. Selfe koning, selfe tyd. En die gelowiges sê, hier's moeilikheid, ons moet iets doen. En hulle begin bid, eendragtig, letterlik dag en nag. En God stuur 'n engel en 'n aardbewing. En die tronk se deure skeer letterlik los. En die engel vat vir Petrus en hy lei hom uit. En die Bybel sê, toe Petrus buite kom, toe besef hy, maar ek is uit die tronk uit. En hy gaan na die klomp gelowiges toe wat bid. Wie van julle kan onthou wat sê hy? Hy klop aan die deur en Rode, die diensmeisie, maak oop. So opgewonde, een mens in die huis wat blykbaar geglo het wat hulle bid, opgewonde gaan sy na hulle toe en sê, julle sal nie glo wie is hier nie. Petrus staan nie buite by die deur. Wat sê die bidders? Kan nie wees, dit is seker 'n spook. Hy kan nie hier wees, hy is in die tronk. Waarvoor het hulle gebid? Ek glo een mens het geglo, al was dit sy. Een mens, God het geloof nodig van een mens, nie van 500 mense nie. En hy breek die tronk oop om 'n man uit te haal. Een is onthoof en die een is uit die tronk uitgehaal. Het julle die antwoorde? Ek het nie. Maar ek het die vrede in my hart, dat hierdie God sê, deur die woorde van Paulus en Jesus se eie woorde. Hy sê, as hierdie goeders gebeur, kyk op, want julle verlossing is naby. Ons verlossing kan kom, het sy deur die dood, of deur Christus se wederkoms. Die feit is net, vir ons wat aan Christus behoort, het die dood geen mag oor nie. Julle weet dit. Onthou julle wat staan in Romeine 8. Ek wil afsluit met daai versie. En net voor ek dit vir jou lees, 1 jaar, ek weet nie wie van julle kom nou so lank soos ek en Kimberley nie. Ek is nou 32 jaar hier. En Sarel van, wie van julle het ooit vir Sarel van der Merwe, nee, nie Sarel van der Merwe. Dis 'n renjaar. Sarel van Rensburg geken. Sarel en Alida. Niemand nie? Julle is nog nie so lank in Kimberley nie. Hulle was gemeentelede by ons en sy was onder andere sy was 'n huisagent. En sy ry in was die straat se naam in Longstraat. Motorongeluk, opslag dood. En ek ry na huis toe. En ek is opstandig. Ek weet nie eens vir wie se kwaad nie. En op pad soontoe gee die Here vir my skrif, want ek gaan stop langs die pad, ek sê, ek weet nie wat om vir hierdie mense te sê. Wat sê ek vir mense? Hoe troos ek mense? Ek is op daai stadium 7-8 jaar in die bediening. Nog jonk. Ek het 'n hart om te sien dat mense nie swaar kry nie. En die Here gee vir my daai dag, langs die pad,
Jesaja 57 vers 1 en ek het al baie daaroor bedien. Voor ek wil afsluit met Romeine 8 wil ek dit net vir jou lees. Hy sê vers 1 en 2. Die regverdige kom om en daar's niemand wat dit ter harte neem nie. Die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp dat dit deur die boosheid in die wêreld is dat die regverdige sterf. Hierdie wêreld met sy gebrokenheid. Ek het nou 2 weke terug sê Albie vir my, besef jy ons het in 2 weke se tyd 6 begrafnisse gedoen. Ons het nou in 'n maand se tyd 8 begrafnisse gedoen. En ek sê nou terug by een van die begrafnisse. Wat my baie keer laat wakker lê en as ek bid, my hart breek, is dit een staatshoof besluit. Ek is kwaad vir jou. En ons maak oorlog. En honderde, duisende soldate sterf. Die seun van 'n pa. Die man van 'n ma. Van 'n vrou. Die pa van kinders. So kan ons aangaan. Word afgemaai soos diere. Die regverdiges kom om en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Dit die wat aan die verbond getrou is, sterf sonder dat iemand begryp dat dit deur die boosheid in die wêreld is dat regverdiges sterf. Dis die boosheid in die wêreld, dis nie God nie. Maar God sê ongeag, Psalm 91, ek is die Here, ek is die een wat die Here gekies het, as my rots, my vesting, my God, die een wie ek vertrou. Ek vertrou hom. Ek vertrou hom met my lewe, ek vertrou hom met die dag van my sterwe, ek vertrou hom met my familie, ek vertrou hom ek vertrou God. In 'n wrede wêreld waar regverdiges sterf. En dan sê hy, vers 2, die wat die reguit pad loop, kom waar daar vrede is. En hulle rus in die graf. Nou ons weet Paine is nie in die graf nie. Sy tent is daar. Paulus sê in Korintiërs, dit is net 'n tent waarin ons bly, en een of ander tyd gaan die tent afgeslaan word, maar ek en jy sal vir ewig by God, of vir ewig sonder God, maar vir ewig gaan ons lewe. En daarom ek sluit af met hierdie gedeelte. En ek vertrou die Here dat meer as een van julle saam met my sal kan opgewonde raak. Nie oor die dood van ons geliefde nie, maar oor die feit dat die dood geen mag oor ons lewe het nie. Kerk, die dood is oorwin, die dood is nog nie vernietig nie. Wat beteken dit as hy sê die dood is oorwin in 1 Korintiërs 15? Kan jy dit gaan lees, maar kyk wat staan hierso in Romeine 8. Romeine 8, ek dink is een van die mees bekendste gedeeltes as dit kom by die goed waaroor ons vandag met mekaar praat. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Wat hy nou gesê het in Romeine 8, oor ons deur die Gees lewe, die heerlikheid van dit wat God vir ons gee, en dat God alles ten goeie sal laat meewerk. Ken julle almal daai gedeelte, God sal alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het, die wat na sy voorneme geroep is. Nou sê hy, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Die ander vertaling sê, God is vir ons. En niemand kan teen ons wees nie, of wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge wat ons vandag nodig het, saam met hom skenk nie? Die vraag wat hy hierso vra, ek wil hê iemand moet dit hoor, ek wil afsluit daarmee, met hierdie skrif, maar hoor gou wat sê hy. As jy bereid is om jou seun vir iemand te gee, wat is daar wat jy sal terughou? Jou kar? Jou huis? Jou geld? Jou goed? Wat is hoor as hy dan sy seun gegee het? Sal hy nie al die ander dinge saam met hom vir ons gee nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger
of naaktheid, of gevaar, of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Hoekom bedreig die dood my en jou elke dag? Wat sê jou Bybel? Hoekom? Het is oor hom. Met wie assosieer jy? Ek kies om met hom te assosieer en die dood elke dag in die oor te staar. As wat ek 'n vyand van hom is, en ek flou deur die lewe, want die vyand is my pel. Verskoon die plat uitdrukking, maar dis baie mense se lewens. Wat het Asaf gesê in Psalm 73? Hy sê die goddelose het nie probleme soos ons nie. Ag man, dis nie die waarheid nie. Die verskil is, hulle het ook probleme, hulle het net nie God in hulle lewe nie. Maar gaan lees Psalm 73, hy sê, as jy na hulle kyk, dan lyk dit of hulle net so lekker flou deur die lewe. Dis nie die waarheid nie. Hy sê, maar ek wat God ken en dien, hy sê, dag vir dag bedreig die dood ons, omdat ons aan U behoort. Dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. En dan sluit hy af, hiervan is ook oortuig. En nou vra ek vir jou, liewe mens, as jy kind van God is, wil jy nie net weer iets aan jou hart vandag vasmaak en sê, hiervan is ek oortuig. Die ou vertaling sê, dit weet ek verseker. Jy moet dit weet, as jy dit nie weet nie, moet jy vandag weer kom en maak 'n besluit en kom maak jou vas aan God. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe. Hoekom begin hy met dood of lewe? Geen dood of lewe, nie eers die lewe nie, ook nie die dood nie. Of engele, of bose magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Hiervan is ek oortuig. Petro, hiervan is ek oortuig, dat die dood kon pyn van God nie skei nie. Die dood het hom van julle geskei. Die dood het hom en jou en hulle en ons lewe elke dag bedreig en dit gaan vir die res van ons lewe elke dag ons lewe bedreig. Ons word so slagskape behandel, omdat ons aan hom behoort. Maar vir my is die lewe Christus. En as ek moet sterwe, is dit vir my wins. Dit was vir hom wins, nie vir julle nie. Vir julle is dit 'n verlies. Vir hom is dit wins. Vir ons is dit 'n verlies, die wat agterbly. Maar die dood is oorwin. En een of ander tyd sal hy terugkom en hy sal die dood kom vernietig, sodat ons vir ewig by hom sal wees. Maar tot dan het die dood geen mag oor ons nie. En daarom mag ons in ons rou en in ons seer. Want ek wil vir julle sê, dis maar net my opinie, ek dink as ons al gevorder het op die lewenspad, is dit vir ons en ons mense beter om te aanvaar dat ons een of ander tyd sou sterf. Maar vir 'n ma en 'n pa wat 'n jong seun en dogter deur die dood verloor. Dit is 'n geweldige, verskriklike verlies, wat nooit bedoel was om so te wees nie. Maar hoekom gebeur dit? Want die dood bedreig my en jou elke dag, net omdat ek gesê het, ek behoort aan hom. Want die dood kan ons nooit skei. En mag ons elke dag in hierdie, of met hierdie gesindheid en met hierdie goddelike oortuiging leef, dat geen lewe, dood, magte, owerhede, engele, hoogte, diepte, enigiets anders in die skepping, kan my van God se liefde skei. En ek wil vir julle sê, dit is die enigste iets waarin ek hoop en troos vind. En terwyl ek met Petro gepraat het, kon ek dit besef en kon beleef. Die feit dat sy soveel vrede het ten spyte van dit, is omdat ons weet, Paulus sê, ons treur ook, maar ons treur anders. Nie soos mense wat nie hoop het. Dis ons hoop, dis ons anker, en dis ons lewe. Ek lees net weer Psalm 91 vers 1 en 2 vir jou.
wat eintlik so alles behoort te sê van ons lewe. Ek wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Ek sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Kind van God, vir jou spesifiek, vertrou jy God met jou hele lewe? Of net met sekere goeders? Die dood kan my nie onkant vang as ek God vertrou nie, want God is in beheer van my lewe. Nie omstandighede nie, nie 'n wrede wêreld nie. God is in beheer van my lewe, nie van die wêreld nie, moenie dit glo nie. Van my lewe, daarom vertrou kom met my lewe. En dit is ons hoop en dit is ons verwagting. Ek wil vra dat jy almal net die oë sluit. As leraar het ek die verpligting op my lewe om vanmôre 'n geleentheid te skep. Dis 'n vrede wat God gee, dis nie geld en goed en prestasie en posisie en status en eer, niks van die goeders kan dit vervang nie. Dis 'n vrede wat God gee, om kind van God te wees en hom te mag vertrou met jou hele lewe. Maar as jy vanmôre iemand in hierdie plek is, en jy kan nie met 100% oortuiging sê dat jy weet, 100% seker is jy weet jy's kind van God nie. Dan wil ek vir jou vra, of sê jy kan nie as mens uit hierdie plek beweeg, sonder om sekerheid in jou hart te hê. En as God deur hierdie woord ook met jou gepraat het, en jy besef, Here, as ek vandag deur die dood van my familie geskei moet word, is ek nie seker waar ek die ewigheid sal deurbring. En dis nie om jou bang te maak nie. Dis die hoop wat daar is, wat God vandag van ons gee, elkeen, dat elkeen mag sê, hiervan is ek oortuig. As jy nie daai goddelike oortuiging het nie, ongeag wat die rede is, wil ek vir jou geleentheid gee, vandag om net 'n besluit te maak, soos die verlore seun van Lukas 15, wat gesê het, ek sal opstaan en na my Vader toe gaan. Ek sit in hierdie varkhok, terwyl my pa vir my alles gereed gemaak het. Hy het alles wat ek nodig het, en hier sit ek. As jy vanmôre nie 100% seker is dat jy kind van God is nie, wil jy nie vir my help, ek wil net vir jou gebed doen. As daar so een persoon is hierdie byeenkoms die moeite werd, dat om Pine se dood vir iemand 'n geleentheid geword het, om die lewe te vind. Is daar so iemand? Jy kan net jou hand opsteek. Kan jy vir my musiek daar agteraan sit asseblief? Is daar so enigiemand? Ek wil net graag vir jou gebed doen. Hierdie is nie 'n emosionele besluit nie. Hierdie gaan nie oor 'n kerk nie. Dit het niks met ons kerk te doen nie. Ek wil nie jou naam hê nie. Ek wil nie weet wie jy is nie. Maar as jy nie vanmôre vrede in jou hart het nie, en as almal hier kind van God is, dan is dit kosbaar. Dank die Here daarvoor. Maar as die een mensie sit vanmôre en sê, Herman, ek het nie rigting nie. Ek weet nie waartoe ek op pad nie. Ek het 'n suksesvolle lewe, maar ek het nie 'n suksesvolle verhouding met God nie. Is daar net een so mens? Ek wil vir jou gebed doen. Gaan vandag oor lewe en dood. Terwyl ons lewe, kan ons nog die lewe kies. Ons kan nie die lewe kies. Dankie seun. Is daar dalk nog een? Jy kan jou hand laat sak as jy hom opgesteek het. Miskien een mensie nog vandag wat moet weet en moet hoor, daar's 'n pa wat ons liefhet. Sy seun gegee het om ons te kom red van 'n wrede wêreld, sodat die dood nie meer oor ons mag het nie. Maar dat ons kan oortuig wees dat niks in hierdie skepping kan ons van God skei nie. 'n Laaste geleentheid voordat ek vir hierdie mense gaan bid, nog iemand wat dalk net sy of haar hand wil opsteek, wat deel wees van hierdie gebed. Kom ons bid saam. Here Jesus, die woord sê, U die 99 skape gelos, en U het gaan soek na die een wat weggeraak het. Heilige Gees, ek vertrou U dat daardie liefde waarvan Lukas 15 praat, van 'n herder wat die 99 los en een gaan soek, dat hulle wat vanmôre 'n hand opgesteek het,
Sê Here, ek is nie seker waar ek staan nie. Ek weet nie. Ek weet nie as môre my laaste dag is, want die dood gaan nie oor ou mense of siek mense of jong mense of ryk mense of arm mense nie. Die dood kom klop aan ons deur, die deur van ons almal, en ek wil gereed wees. Ek kies vandag die lewe. Ek kies U wil vir my lewe. Ek kies U, o God. Ek kies om U te dien vir al die dae wat ek op hierdie aarde sal lewe. Kom was my met U bloed, kom reinig my, kom maak my skoon. Dankie dat U U Gees gee om in my te kom woon, wat my sal leer en sal lei en sal help om 'n lewe van oorwinning te leef in die teenwoordigheid van God. Want dis nie meer ek wat dan nou lewe nie, maar Christus in my. Ek draai my rug op die verlede. U verander my denke, my manier van dink oor U, oor die lewe, oor myself. Dat lewe en waarheid my sal lei op paaie van geregtigheid, dat my lewe U sal behaag. En as ek val, maak nie saak hoeveel keer nie, sal ek weer opstaan in die naam van die Here. En U Gees verseël my as die eiendom van God vandag, dat ek kan weet ek behoort aan U. Nie op grond net van wat ek doen nie, want ek moet besluit, maar op grond van wat U, o God, gedoen het, deur die bloed van U Seun, deur die offer van U Seun, deur die prys wat U Seun betaal het, sodat ek kan lewe en kan vry wees en gered kan word. Dankie Here dat U dit doen vandag. In 'n hart wat uitreik, o God, met 'n hand wat sê, hier is ek Here, hier is ek Here, vat my lewe, vat my toekoms. Maak my 'n nuwe mens en laat ek nuwe paaie loop saam met U. Dankie vir U Gees se werk in hierdie harte. 'n Goddelike verandering deur wedergeboorte, deur redding en verlossing deur die bloed van Jesus. En ek dank U daarvoor. Mag U woord vanmôre vir elkeen wat hier sit, al het ons nie al die antwoorde nie. Al maak baie van die goed wat gebeur nie sin nie. Ons is almal wat hom geken het en met hom gepraat het nog 'n paar dae terug, Here, geskok oor dit wat gebeur het. Maar een ding kan ons vandag met 'n goddelike oortuiging sê, hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of enige iets in die skepping my, hom en ons kan skei van God en sy liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dis ons hoop, al treur ons treur nie soos hulle wat nie hoop het nie. Al treur ons, wil ons celebrate, wil ons juig en jubel voor U die Here, omdat ons weet, Here, vir hom is die lewe Christus en die sterwe was wins. Ons verlies is vir hom wins. En niks kan hom wegvat by U nie. U is vir hom. En daarom kan niks en niemand teen hom wees nie. En daarvoor eer ons U vandag, Vader. In Jesus se kosbare naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vra dat julle saam met my gaan hierdie lied Blye Versekering sing, en direk daarna gaan ons net kyk na die slideshow wat vir ons gedoen is. Baie dankie. Kom ons staan op, dan sing ons hierdie lied Blye Versekering. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my wondtaal, dit
oes van liefde, vrye genade. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus hierop sal bied. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, eerlik van Jesus, liefde bewus, met my geloofswoord opwaarts gehou, rus ek in Jesus, sy liefde en trou. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus hierop sal bied. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my rondtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Baie dankie. Kom ons neem ons sitplek en ons kyk net saam na die slideshow wat vir ons gemaak is. Baie dankie. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou oop. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou oop. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin kan loop. Al sal die doringse in die veld nie meer wil blom, en die wingerde op die jaartse sy droste wil nie kom nie. Al sal die dadels nou niks dadels dra nie, en dit nie help om putse vir die water te graan nie. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou op. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou op. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin kan loop. Al sal daar nie meer skaap in die kampe en wiesie, en die krale nie meer bok of vierse biesie, dan sal ek nog altyd in die Here se tybel leef, want die Here red dies wat voor ontbuig. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou op. Hy gee my voete van 'n gemsbok, die Kalahari lê nou op. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek
Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek kan nie loop. Hy gee my voete van 'n grenspaal. Die Kalahari lê nou oop. Hy gee my voete van 'n grenspaal. Die Kalahari lê nou oop. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek sal nou veilig op die hoogste duin. Ek kan loop. Hy gee my voete van 'n grenspaal. Hy gee my voete van 'n grenspaal. Hy gee my voete van 'n Sy. Ek gaan vra dat Andre en Morney na vore gaan kom. Hulle gaan vir ons die bedankings kom doen. Baie dankie julle twee. Môre almal. Voor Andre oor die bedankings doen, gaan ek net gou so 'n paar woorde praat oor my pa. Ja, dis nou maar moeilik. Okay. Hy was 'n wonderlike eggenoot, pa, oupa en vriend. En oral waar ons gekom het, en ek hoor verskillende goeters oor wat die mense van hom sê, dan kon ek hoor, hy het 'n groot impak op mense se lewens gemaak. En 'n mens kon dit nie altyd besef of sien nie. En die Here het vir ons 'n groot openbaring gegee op die einde van die dag oor dit. So 'n paar jaar gelede het hy 'n verskriklike minderwaardigheid gevoel teenoor die Here, dat hy hoor altyd almal praat van, hulle het sy stem gehoor en hulle het die Heilige Gees ervaar en hy kon nie verstaan, maar hoekom kon hy dit nooit doen nie? En toe breek hierdie week aan. En almal sê iets. En jy hoor goed van, hy was 'n legend. Hy was 'n goeie voorbeeld vir 'n huwelik. Hy is ons soos 'n oupa. Daar was selfs van een van hy was soos 'n pa. Sy stories wat hy altyd vertel het. Op skool dink ek my vriende het meer vir my pa kom kuier as wat hulle vir my kom kuier het. Oud en jonk het na sy stories geluister. En ons het selfs gehoor van, hulle het baie by hom geleer. En sy indrukkende wekkende sin vir humor. En net daar het ek besef, papi, jy het jou gawe by die Here ontvang en jy het hom goed uitgeleef. En hy het dit nooit besef nie. En ek het die beeld ontvang waar hy van Matteus 25 vers 23 wat Jesus my pa roep en sê, kom goeie dienskneg en kom beerf die koninkryk van my vader. En my pa vra, maar Here, waar? Hy noem al sy foute, waar het ek dit, wat, ek kon nooit dit, ek kon nooit dat. En die Here sê vir hom, wanneer jy dit aan die geringste gedoen het, het jy dit vir my gedoen. Kom goeie dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. So Here, baie dankie vir die persoon wat U vir ons in ons lewe gegee het, vir die wonderlike pa, eggenoot, oupa, vriend. En Here, as U vir hom net kan sê, ons is lief vir hom, ons is trots op hom. En Here, ons release hom nou vir U. En ons gee hom aan U terug. En hy sal vir ewig onder U beskerming. Amen.
Dankie pastoor ook vir die baie mooi boodskap. Ons het almal seker ander planne gehad vir die lang naweek wat voorgelê het en ons het ook beplan om te kom kuier volgende week. Het ons nou geweet, dit gaan anders te uitdraai. Ons het verseker nie gedink ons gaan hier staan met bewende harte nie. Maar ons is baie dankbaar vir almal wat hier is vandag op kort kennisgewing. Ons wil graag bo begin. Dis Morney, dankie vir die gebed. Ons begin bo, Here, dankie vir my pa se lewe. Ons gee U al die lof en die eer en verheerlik U vir U goedheid en die guns wat my pa kon uitleef. Dankie aan ons vrouens, Nicolette en Maritza, ons kinders, JP, Christian, Marney, Dian en Jaco, wat ons ondersteun het terwyl julle self, julle is hier ook en verlies moet hanteer. Dr. Slabbert en Marieke, ons weet, pa Pyn se heengaan is vir julle ook seer. Ons as familie is baie dankbaar dat julle altyd my ouers se belange op die hart dra. Lientjie en al die Harmses en Ludolf en die praktykse personeel. Julle het meer vir ons beteken as wat ons ooit in woorde sou kon oordra. En Lientjie, dankie vir jou oproepe. So gereeld om ons op te dateer. Ons waardeer dit opreg, al jou raad en advies. Pastoor Herman, LB kerkpersoneel, Ferdi, wat vir my pa gaan bid het in die hospitaal, en vir ons bemoedig het, baie dankie. Natasha en Christopher ook met die reëlings, alles so op kort kennisgewing vir vandag. Len met sy ICU personeel wat my pa per sekonde gemonitor en behandel het, tot op die einde. Kimberly Cremation wat ons gehelp het in die midderlike nagte ure, met daai kort kennisgewing. Ons sê baie dankie vir al die familie en vriende wat van ver af gekom het en wat naby is, wat vandag hier saam met ons is om hierdie moeilike oorhandiging te doen. Baie dankie vir almal se inloer en kos bring en koffie aandra, trane deel en staaltjies vertel van pa. Dit maak dit soveel beter. Dan aan oupa, pa, manlief Pyn. Oupa Pyn, ons kleinkinders sê vir jou dankie dat jy altyd met dieselfde ou grappies oor en oor ons opgebeur het. Maar sal sê, Pyn, jy het dit al vertel. Het ons altyd gehelp waar jy kan en wanneer jy kon. Papa, van my kant af, ek het so lang lys waarvoor ek jou wil bedank. Maar die lys waarvoor ek wil jammer sê, is 3 keer langer. Jy los baie moeilike spoor vir ons om te volg. Spore van nederigheid, vrywilligheid, selfopoffering, mededeelsaamheid, vergifnis, woordgegewe wysheid. Dit was waarlik 'n voorreg om 'n held as 'n pa te hê. Ek bid dat God ons help om voort te bou aan sy koninkryk deur jou nalatenskap. Namens ma Petro wil ek ook baie dankie sê vir al die kinders en die kleinkinders en vir almal se ondersteuning in hierdie donker week. Dan aan Pyn, my man, my baarde, jy was my trots. Jy het alles met trots gedoen. Jou blik en jou skoene het altyd geblink, want ek het hulle gepolish. Jy was so die laaste tyd in die teenwoordigheid van die Here. Dankie dat jy my so bederf het, met klein dinge soos groceries koop, beskuit sny, en dan my daaglikse to-do list, wat jy moes doen. Maar ook in die groot dinge, soos om saam te bid, en elke dag saam nagmaal te hou. Dankie vir 50 jaar se vry wees saam met jou. Ek gaan jou bitter mis. Ek kan nie wag om jou weer te sien. Baie dankie.
Baie dankie julle twee manne. Ek sê dit al hoe meer die laaste tyd by geleenthede soos hierdie, so verdra my die van julle wat by elke begrafnis is, want dis van julle wat by die vorige begrafnis ook was. Maar ons moet tog seker maak, ons sê vir mekaar goed terwyl ons lewe. Partykeer dink ons dit. 'n Man sit eendag by my en hy vertel my in 'n krisis van hulle huwelik, en so 3:30 nadat hy my alles vertel, wonderlike goed van sy vrou, sê ek vir hom, het jy die goed vir jou vrou al gesê? Wonder of julle weet wat was sy antwoord? Nee. Ek sê wel, ek gaan nie vandag verder met jou praat nie. Gaan huis toe en gaan sê eers vir haar die goed. Ek het nooit weer gesien nie. Was nie nodig nie. Want julle sien baie keer by 'n geleentheid soos hierdie, kry ons die voorreg om dit te doen wat ander nou gedoen het. Om iets te kom sê. Maar ons moet seker maak ons sê dit terwyl die persoon nog lewe. Dit beteken net soveel baie of soveel meer vir iemand wanneer ons dit vir hulle sê wanneer hulle lewe. En ek dink baie keer sal die Gees van die Here met ons daaroor deel en dat ons alles net sal stop en stap na jou seun toe, stap na jou pa toe, na jou ma toe, na jou vriend toe, na ouma toe, na iemand kosbaar en gaan sê vir haar wat jy dink. Sê vir hom wat jy dink. Sê vir hulle. Want te veel van die goeders wat ons hoor, moet ons hier hoor. En dit sal soveel meer beteken, en ek sê nie, julle het dit nie gedoen met hom, ek bedoel net, dis 'n geleentheid om vir ons ook weer daaraan te herinner, om te sê, al hierdie goeders, wat so kosbaar is, behoort ons en moet ons vir mekaar sê, terwyl ons lewe. Nou, ons gaan nou 'n laaste geleentheid gebruik om afskeid te neem. Ek gaan net 'n gebed doen, en dan vra ek, dat die familie sal kom en 'n blom sal kom neerlê hierso, en is ons manier om laastens te kom afskeid neem en eer te bewys. As jy klaar hier is, dan kan jy uitbeweeg, reguit uit by die deur, en dan links in die lounge, waar die familie gaan saam kuier. So jy kan letterlik deurstap, 'n blom kom neersit, 'n laaste eerbewys, en dan kan ons deurstap sommer na die lounge toe. Ons gaan nie daarna weer by mekaar kom nie. Pietro, jy het net nou vir my iets gesê, en as jy my net vergun om daai skrifgie te lees, wat ek vir jou en Pyn wil eer en erkenning gee, want jy het dit self gesê, en ek sou dit graag wou sê, voor jy dit gesê het, dis hoekom ek sê, ons moet meer die goed sê, maar jy is nog hier, dat ek dit vir jou kan sê. Vers 6 van 2 Timoteus 4, wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur, sê Paulus. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Die nuwe ou vertaling, die ou vertaling sê, ek het die geloof behou. Baie mense het in hulle nood, in hulle krisis, in hulle ouderdom, in hulle pyn, in hulle teleurstelling, hulle geloof verloor. En ek kan met eerlikheid sê, presies wat jy vanoggend vir my gesê het, hy en jy het einduit tot nou toe, deur alles, julle geloof bou, en daarom sê hy dan, sluit hy af, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Dis nie 'n kroon van goud, die oorwinnaarskroon, komma, die lewe by God. Nou daai kroon wag nog vir jou. Jy moet nog so 'n bietjie wag, Petro. Maar hy het dit ontvang. Die lewe by God. En ek hoop iemand van ons kan saam met ons pyn en ons verlies celebrate en sê dankie Here. Hy het die kroon ontvang. Die lewe by God. Iets wat ons nie kan, ons ken dit nie, ons lees daaroor, ons preek daaroor, ons mediteer daaroor, maar ons ken dit nie, maar hy ken dit nou. Die lewe by God. Kom ons gaan net saam bid. Vader, dankie, terwyl die familie nou sal kom om 'n laaste eer te bewys en afskeid te neem van iemand wat vir ons baie kosbaar was, iemand wat nie baie gesê het nie, maar baie gedoen het. Baie gedoen het waar niemand dit kon sien noodwendig nie. En tereg was daar vandag gesê, hy het gewonder.
Maar kan ek ook nie net u stem so duidelik hoor nie? Here, maar hy het u stem baie duidelik gehoor en hy het dit uitgevoer. Hy het dit gedoen. En vandag wil ons as familie en vriende hom kom eer vir wie hy was. Maar ook vir wat hy gedoen het. Ons werke red ons nooit nie. Maar omdat ons gered is, het ons werke wat daarvan getuig dat ons kind van God is. En ons het dit gesien in sy lewe. Hierdie laaste tyd het hulle die voorreg gehad om as man en vrou saam letterlik daagliks nagmaal te kon hou. Net te kon gemeenskap hê met u, met mekaar, met u bloed en met u liggaam, met u lewe, met u gees. En vandag kom sê ons dankie vir 'n leeftyd wat hulle hom kon gehad het. Die kinders, die kleinkinders, Petro. Here, daardie hande, daardie oë. Dit wat ons kon aanvat en dit wat ons kon sien en dit wat ons kon beleef is nie nou meer daar nie. En dit is wat ons gaan mis. Daai liggaam wat u vir hom gegee het om hom vir ons te gee, om hier te wees. En hy is nie meer hier nie en daai liggaam is nie daar nie. Ons kan nie meer aan hom vat en ons kan nie meer in sy oë kyk en ons gaan nie meer sy glimlag kan sien nie. Maar dankie Here dat Pine Pienaar nie dood is nie. Want elkeen wat glo, elkeen wat lewe en glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. U vra vir Maria, glo jy dit? En vanmôre wil ons sê, ja Here, ons glo dit, dat Pine lewe, al het hy ook gesterwe. Sy liggaam is nie meer hier nie, maar hy sal lewe tot in ewigheid. En vanmôre kom neem ons afskeid en ons wil eer betoon aan hierdie man, wie hy was en wat u vir ons gegee het. En dankie dat elkeen dit op sy of haar eie manier kan doen. Dis van ons wat dalk net vandag hier is. Ons gaan nie noodwendig 'n blom kom lê nie. Nou kom neer lê nie, maar Here, dis ons manier om te sê ons eer u, ons dank u vir die tyd wat hy by ons was. Ontvang die lof en die eer van ons harte. En versterk hulle wat dit nodig het vir nou, vir môre, vir die eerste verjaarsdag, die eerste feestyd weer saam, die eerste vakansie saam waar hy by was en wat ons sal besef, sy plek is leeg. Dankie o God dat u daar sal wees om hulle te bedien, te help, te dra, te versorg soos wat u beloof het. En ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan vir ons begin en nader staan. Julle kan dalk, as ek mag vra, dalk so deurstap en dan agterom en uit, laat ons nie hier so bondel maak van die ouens wat kom en gaan nie. Ek wil net sê, die lied wat hulle nou hierna gaan speel, met die uitstap, was hulle trousong. Arme Andrei sê vir my, ek weet nie hoe spreek mens die ding uit? Dis omdat jy nog nie gebore was nie. Hoe sal jy dit kan uitspreek? Ok. Maar dit was hulle trousong gewees. So ons celebrate vandag weer 'n wonderlike dag ten spyte van ons verlies. Ek gaan vra dat die familie nader kom en dan 'n laaste eerbewys. Baie dankie. When the sun shines on the mountains and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay, I can hear God's voices calling on my golden skylight way. Una paloma blanca
Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. No one can take my freedom away. When the sun shines on the mountains and the Die res van u as familie en vriende is welkom om net verby te stap en dalk net 'n hom neer te sit of te strooi ter nagedagtenis en eer van hom. Baie dankie. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. Una paloma blanca. I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away. When the sun shines